Goeiemôre, good morning. Ons is weer voltallig. Yay! Ja, ek is terug na die gister se prysuitdeling. Daar kom nog 'n paar, so julle moet maar nou julle hartjies voorberei daarvoor. Hoorie maar, ek moet daarom sê, jy kan sommer sien jou oogies skitter weer vanmôre, want Sissie het nie net 1 of 2 pryse gekry. Wat het sy gekry? 12 of 13? Soos 'n sertifikaat amper vir elke sport en elke Wow. kuns- en kultuuraktiwiteit. Ja, ons is baie trots. Dankie Pieter. Ek is baie bly julle is hier so, baie geluk nogmaals en baie dankie aan almal van julle wat saam met ons ingeskakel is vanmôre. Dis amper die einde van die week en papa, mamma, boetie, sussie, oom, tannie, neef, niggie en skelmpies. Ons gaan hierdie week op 'n hoë noot saam met julle afsluit. Ja, so nou dat ek terug is, moet ek natuurlik 'n interessante feit van die dag hê. Lyk my vandag is die dag van flieks. Op die dag in 1995 was die 17de James Bond film GoldenEye bekendgestel met Pierce Brosnan as 007 vir die eerste keer. En in 1999 was Toy Story 2 met Tom Hanks en Tim Allen bekendgestel. Nou ja, toe, dis interessant. Ons gesels dalk nou nie vandag oor flieks nie, maar ons het 'n baie lekker program vir jou beplan. Ons kyk na die nuutste aflewering van Op dieselfde bladsy. Die Soul Runner, Adam Swart, kom gesels met Arnold. Ons maak 'n draai by die Strauss & Co auction of veiling. Ross ontdek die kreatiwiteit van handgemaakte kuns. En Brendan Piper kom sorg vir die musiek. Maar ek wil eers vir julle vra, bestuur julle altyd met julle sitplekgordels vas? Ja. Ja. Absoluut, ja. Ek dink ook as mens kinders het, is dit goed om vir hulle 'n goeie voorbeeld te stel. That even if you're going around the corner, seatbelt on. En ook die nuwe karre gaan nie heeltyd piep 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 maak. Ek kan nie. So just put your seatbelt on. En het jy gesien hulle het nou daai klips of iets wat jy kan koop wat jy nou kan bestel, dan sit jy hom nou in dan om die alarm, maar jy hoef nie noodwendig, so hulle gee net eintlik die onderste klip van jou safety belt. Kan jy nou koop. En dan sit jy hom in, dan hoef jy nie safety belt te dra nie. Maar, Wat? Matta, as daar ongeluk is, vir wie gaan hulle blameer? Ja, ek wil vra, Presies. watter onwettige maniertjies deel jy nou hierso met ons? Ek sal jou nou wys daar op die socials. Wel, is interessant dat jy dit noem, want Ja. 'n nuwe aanlyn gier versprei vinnig in Pakistan, waar motoriste verkeersboetes probeer ontduik onder die sogenaamde e-challan of stelsel. En die ontwerp van 'n T-hemp met 'n swart veiligheidsgordel op het groot reaksie ontlok, onder dit laat lyk asof die draer se veiligheidsgordel vas is terwyl hy bestuur. Sien, dis baie soortgelyk aan dit wat jy nou net met ons gedeel het. Sedert die e-boetestelsel in sommige stede ingestel is, deel mense op sosiale media video's van die sogenaamde seatbelt T-hemp en noem dit 'n slim desi-hack om die kameras te fop. Met die nuwe stelsel word kameras gebruik om oortredings soos om sonder veiligheidsgordels wat vas is te bestuur, om rooi ligte te ignoreer en om selfone agter die stuur te gebruik, outomaties te identifiseer. Nou die boetes word dan direk aan die voertuig se geregistreerde eienaar gestuur. Amptenare waarsku egter dat hierdie streke nie lank sal werk nie en herinner bestuurders dat slegs die werklike nakoming van veiligheidsreëls, soos om jou gordel werklik vas te maak, boetes kan voorkom en lewens kan red. Hoewel die seatbelt T-hemp as 'n grap begin het, het dit intussen 'n breër gesprek oor padveiligheid en verantwoordelikheid ontketen. Ek dink dit is net 100% Jy benadel- onaanvaarbaar. Ja, jy benadel net jouself. Dit is onaanvaarbaar en ook why go to the trouble of now getting this t-shirt to make it look like you wearing a seatbelt? Just wear your seatbelt. I mean, there doesn't need to be any more tests done to prove how important it is to wear your safety belt while driving. En jy moet koppe watter t-shirt dra jy, want watter kar bestuur jy, linkerhand of regterhand se stuur, want regsoor is dit so. So kan jy nou imagine as ons t-shirts aantrek maar ons ruil die dag. Hoe gaan daai verkeerskonstabel jou dop as hy sien, "Jo, maar hierdie ou se verkeer se sitplekgordel sit verkeerde kant hoor." Yeah. But I don't know, it always seems like there's people always looking for ways to Yeah. chipper the system Yeah. when actually just abide by the laws. Ek onthou, daar was 'n paar jaar terug, ek dink dit was in Amerika, waar daar is kameras wat kan sien, as jy in die carpool baan bestuur, there are cameras that can see when there
is only one person in the Yes. car, that is just the driver with no passengers. So what did people do? They started putting like little dummies on the passenger seat or in the back of the car so that it looked like there were 4 people. nee. Just stick by the rules. You're not carpooling, so why are you driving in the carpool lane? Ja. Nee, ek stem heeltemal saam met julle en ek dink om jy weet al daai moeite om nou so kreatief te wees. Ek meen span dit in op 'n ander manier. Wees werklik kreatief en Precies, doen iets anders. lewer 'n goeie bydrae, Ja, ja. doen iets anders. Dis Kersfees, so ek gaan een van daai Kersfees stringe oor my safety belt drapeer. Stukkie tinsel. Ja, 'n stukkie tinsel. Blink Stefans, hier kom Papa Pieter. So speaking of Christmas and fun times, holidays, sometimes people love to go to theme parks, Ja. Disneyland, Disney World. Has either of you ever been? Nee, Pieter? nog Ek was inderdaad al by een of twee van hulle daar in Amerika. Ja. was jy? Ek was nog nie. Ek wil so graag Ons gaan. gaan. Kom laat ons uitstap gaan. hier insetsel. Hier in die suide kant van Johannesburg is 'n lekker plekkie, so Goue Rif. Ja, Dis baie lekker, local plekkie. reg so. Wel, Netflix betree nou die speelveld saam met reuse soos Disney en Universal. Die maatskappy se nuwe Netflix House temapark het gister sy deure oopgemaak in die King of Prussia winkelsentrum naby Philadelphia. Die park bestaan uit meer as 10,000 vierkante meter en bied gratis toegang. Binne kan besoekers 'n verskeidenheid eetplekke en aktiwiteite verken met temas wat aansluit by gewilde Netflix-reekse soos Bridgerton, Stranger Things, Squid Game en K-pop Demon Hunters. Volgens Netflix se bemarkingshoof Marion Lee is toegang gratis om dit vir almal toeganklik te maak. Ons wou hê dit moes 'n alledaagse bestemming wees. Nog Netflix House-takke sal binnekort volg. Een open op die 11de Desember in Dallas, Texas. Pieter, jy het dit Ja, nou net Dallas, gemis. man, Dallas. En nog een word teen 2027 in Las Vegas verwag. I don't know how this is going to work. Die toegang is gratis, so moet jy aanlyn bespreek en dan kry jy 'n kaartjie of kan almal net gaan. Nee, is dalk 'n stormloop soos een van die bekende kettingwinkels se verjaarsdag gevier is en dan weet niemand hoe om al die massa mense te hanteer Ja. nie en dan Ek dink nogal hulle sou dalk eerder gaan of mik vir 'n stelsel soos byvoorbeeld om aanlyn te bespreek en dan 'n QR-kode of so iets te iets te ontvang, kry, jy weet, ja. wat 'n mens dan nou kan skandeer. Soos Ja. wat ons in die verlede ook hier gedoen het, Ja. nie met die WhatsApp-lyn. Dit is eintlik 'n goeie idee. Ja, so ek sou sê want meeste mense doen dit deesdae so met sommige van die vertonings ook wat gratis is. Yeah, I just like the kind of access control was stem something 100% that... saam. Hulle sal dom wees as hulle dit nie anders te gaan doen. Exactly. Want baie mense wil op 'n Netflix ride gaan. Watter Netflix show dink jy sê jy wil? Gaan aftrek kry. Ja. Squid Games. Yes. Ja. Like see if you can make it through this thing. I think someone was speaking earlier about You, which is also a Netflix show van daai dude wat so 'n stalker is, maybe like a Miskien. thrill ride or you somewhere and someone's following you in like a haunted room or something. Maar voordat ons nou heeltemal op hol raak hierso met die Halloween is verby. Die oomblik het aangebreek om die wenner aan te kondig van ons lelik en trots kompetisie. Die diertjie wat die publiek se harte gesteel het met 'n volle 69% van alle stemme is niemand anders nie as Lulu. Ag, Lulu is 'n klein dapper hondjie wat 15 jaar oud is en 'n skamel 1,5 kg weeg. Haar lewe het nie maklik begin nie. As 'n wegloop hondjie het sy haar pad by die DBV gevind en is eers aangeneem toe sy 2 jaar oud was. So baie geluk Lulu met hierdie prys. Jy is sopas gekroon as ons mooiste, lelikste prinses.